op hierdie stadium geweldig bemoedig is, geweldig welkom voel ook, saam met die kinders van die Here. Ons is besig met so 'n invleg tussen 'n kort reeksie. Dit was eintlik veronderstel om 2 boodskappe te wees, die laaste Sondag van die vorige jaar en die eerste Sondag van die nuwe jaar, wat ons sou inlei om ons 'n bietjie te help met om te verstaan hoe ons as kinders van die Here kan oorbeweeg en kan groei van net oorleef na floreer. Dis tog wat elke mens 'n diepe begeerte voor het, is om te floreer, om uitbundig te wees, om die lewe te geniet, om jou verhouding met die Here te geniet, om die gemeente te geniet. En tog wil dit voorkom, en ek dink persoonlik, na COVID, het dit vir my begin voorkom asof die afplatting net al erger en erger word, en asof ons net sukkel om deur te breek. En daar's geweldig baie bewyse deur die eeue waar erlewing weer en weer en weer deur die Here gestuur is en waar mense weer by die hartklop van God uitgekom het en begin floreer het en die kerk het gegroei. Maar in die wêreld sien ons nie groei in die behoudende kerk nie, ons sien groei binne in die kerke wat daarop fokus om mense te vermaak en allerhande dinge te doen wat mense welkom laat voel. Praat van seeker sensitive, so alles wat julle graag wil hê, alles wat julle van hou, is goed wat ons in die kerke doen, dan loop die kerke vol. Dit is nie herlewing, ons begeer herlewing. Here, verenig my hart tot die vrees van u naam. Dit is ons diepe begeerte. En daar is vir ons antwoorde in die skrif wat ons help, hoe om te verstaan hoe daai pad werk, daai brug tussen oorlewing. Oorlewing as 'n kind van die Here, net jy haal net asem na floreer. Jy onthou daai dae, né? Onthou jy dit? Toe jy nie 'n kind van die Here was, 'n geestelike baba. Onthou jy jou wedergeboorte? Onthou jy daai dag, daai moment, daai oomblik wat gebeur het? Het jy gevoel jy kan die wêreld versit, jy het gefloreer. Jy was bang vir niks, jy was bang vir niemand. Almal moes weet. En nou dekades na die tyd is ons op 'n plateau. En ek probeer ons net terugruk van die plateau rand af. Dis die afval nie. Ons wil in die laafveld wees, lekker daar, maar as jy oor die plateau rand gaan, is jy in die laafveld. Ons wil op die bergpieke wees, saam met die Here. En dis waaroor hierdie kort reeksie gaan, dit is nou uiteindelik 4 boodskappe, maar dis oukei. Ons is rustig. Ons wag op die Here en hy lei ons. En dis 'n groot voorreg. So vriende, blaai saam met my na Johannes, hoofstuk 10. Al die antwoorde lê vir ons in Johannes, hoofstuk 10, die evangelie. En stukkie vir stukkie het ons gekyk na dit. Dit is nie 'n diep teologiese reeks boodskappe nie, alhoewel ek glo dit raak aan geweldige belangrike teologie, is dit nie 'n diep eksposerende teologiese stuk nie, of 'n boodskap of 'n preek nie. Ons krap basies net aan die oppervlak. En ek het ook probeer om so 'n klein bietjie 'n brug te bou tussen die woord van die Here, die kosbare, betroubare, effektiewe woord van die Here wat altyd waar is, en dit wat ons weet van die mens, met ander woorde ook so 'n bietjie mensekennis. Ek is versigtig om groot woorde te gebruik, maar daar sekere dinge van die mens wat ons weet, is bewysbaar, is wetenskap, en ek probeer so 'n brug bou met hierdie reeks boodskapies tussen die twee. Maar voor ons by die voorlesing kom ons sluit net weer 'n keer ons oë, en dan vra ons net, Here, hierdie woord wat ons gaan lees is vir ons kosbaar. Pas dit asseblief toe op my lewe. Here, ons is eenvoudige mense wat staat maak op 'n almagtige God. Die uitleg van u woord is geen kleine saak nie, dis ook nie vir die menslike wysheid om hierdie woorde te benader en te sê dis wat God gesê het nie. Dis uitsluitlik die werk van u Heilige Gees om u woord te neem wat u gesê het en dit deur 'n geweldige, behoeftige instrument oor te dra aan medebehoeftiges. En daarom staan ek terug in hierdie oggend, Here, ek is baie versigtig, ek is selfs benoud
Maar ek wil vra, Here, dat ons nêrens die punt mis nie. En lei ons deur die Heilige Gees soos wat die herder sy skape lei na groen weivelde en waters waar daar vrede is. Kristalhelder waters waar vrede is. Kom berei die tafel voor ons aangesig. In Jesus naam, deur die genade bid ons dit. Amen. Amen. Johannes hoofstuk 10, ek gaan lees tot by vers 16. Die Here Jesus is aan die woord en hy sê voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. So plein en kom reguit in jou gesig. Maar hy wat by die deur ingaan is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagte oop. Skape luister na sy stem, hy roep sy eie skape by hulle naam en hy lei hulle uit. So hy stap voor. Kyk mooi. En wanneer hy sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom af wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Dit resoneer nie met hulle hart nie. Dit wat die Here op hulle hart geskryf het nie. Vers 6. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het. Jesus sê nie weer vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief, al hierdie ander godsdienste, oënskynlike godsdienste met valse afgode, valse beloftes. Die dief, dis wie hulle is, kom net om te steel, te slag en te verwoes. Ek, Jesus alleen, uitsluitlik, is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom, laat die skape staan en vlug. Die wolf vang hulle, jaag hulle uit mekaar en die huurling vlug, omdat hy huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader. Ek lê my lewe af vir die skape. Vers 16, baie belangrik. Kyk nou. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei. En hulle sal een kudde wees. Een kudde, een herder. Net tot sover. Hulle sal luister die stem van die herder. Die vriende, die vraag bly staan, hoe beweeg ek van oorleef na floreer in die Here? Niks anders nie, ek praat nie van jou sport nie, ek praat nie van noodwendig jou werk nie, ek praat van jou wandel saam met die Here Jesus Christus. Hoe beweeg ek van oorleef, gebede wat in die plafon vasgebid word, 4 mure wat jou vasgedruk binne jou eie uitdagings en probleme, angstigheid, al daai dinge wat jou probeer in sy greep kry. Hoe beweeg ek van oorleef met die naam Christen na floreer, soos kort na jou wedergeboorte, soos die apostels van ouds. En julle sal onthou, ons het gesê daar's dinge wat ons as mense nodig het. Elke dag ons het kos nodig, klere nodig, huis, al daai goed. Jy moet dit hê, maar dit is duidelik dat daar mense is wat daai goed het, maar wat nie floreer nie, wat nog steeds net oorleef. So daai goed is belangrik vir die liggaam, maar dit het nie 'n direkte impak op daai vlak met my gees nie. So geestelik gesproke, wat is die mens se 4 grootste noodsaaklike behoeftes wat elke mens nodig het, jy en ek inkluis. En ons het stelselmatig deur hierdie behoeftes beweeg. Die heel eerste een waarna ons gekyk het verlede jaar, klink erg om dit te sê, was alle mense het 'n inherente behoefte aan liefde. Net daai, iemand is lief vir my.
iemand gee om vir my. Om aanvaar te voel. Nou, liefde en aanvaarding loop mos saam, né? Hand aan hand. So wanneer ek sê jy het 'n inherente behoefte aan liefde, dan sê ek jy het 'n inherente behoefte aan aanvaar wees. Is nie lekker om in 'n verhouding te wees waar die liefde net van die een kant af kom nie. En daaroor het ons nou in diepte gesels en gekyk na die teks. En die teks het vir ons dit baie duidelik uitgewys. Ek gaan dit nie weer preek nie. Toe het ons in die volgende boodskap gekyk na alle mense het 'n inherente diepe behoefte aan verandering. En toe lag ons almal want ons haat verandering. Niemand van ons wil verander nie. Ons skop teen verandering. As iemand sê hy sê 'n nuwe ding, ons gaan hierdie ding vanoggend probeer. Dan sê almal nee, Toby, ons doen dit nog altyd op hierdie manier. Ons wil nie verander nie, maar wanneer ek praat van verandering, dan is dit nie daai verandering nie. Ek praat van die verandering tot groei, om te vorder. Ons wil vorder. Ons wil nie in 'n groep wees nie, ons wil nie vasgevang word nie. Ons wil nie in 'n soutpilaar verander word in 'n sekere sin nie. Ons wil almal fiks wees en gesond wees en goed voel en al daai dinge. Die uitdaging wat ons het natuurlik, ons het 'n redelike inherente slegheid, as ek dit so platvloers kan sê, binne in ons. Want in die oggend staan jy op, jy weet jy moet fiks wees, jy weet jy moet gesond wees, jy weet dit gaan 'n goeie impak hê op jou ouderdom, jy weet dit gaan vir jou help fisies, maar jy staan in die oggend op en jy sê, nog net hierdie oggend, ek sal môre begin. Ons het 'n inherente behoefte aan groei, aan verbetering, aan nader, luister nou gaan ek nader na ons teks toe, om nader aan die Here te kom. Maar môreoggend as ek wakker word, is ek nog moeg. Here, ek wil net vanoggend nog bietjie inlê. Here, vanaand, ek het hard gewerk vandag. Here, ek sal môre aand my stilte tyd hou. Maar ons het die behoefte, die inherente behoefte aan groei en vorder, om nader aan die Here te kom, maar binnekant ons is daar hierdie weerstand wat my verhinder. So ons almal het liefde nodig en aanvaarding, ons almal wil graag vorder, en die blote feit dat jy op die geestelike plek is waar jy vandag is, en party van julle wat hier sit is op 'n goeie plek, maar hier's party van julle wat hier sit wat op 'n slegte plek in jou geestelike lewe is. Maar jy wil nie daar wees nie, jy weet dit. Jy wil nie daar wees nie. Hier in jou hart sê jy, dis nie wat die Here vir my bedoel het nie. Ek wil floreer, ek wil oorvloed hê. Ek kry dit net nie reg nie. Ek oorleef, maar ek floreer nie. Nou vanoggend gaan ons aan en ek gaan weer eens net een van hierdie temas behandel vandag, dan volgende week is die Here se paart die laaste keer. Alle mense het 'n behoefte om te behoort. Hy hou hande vas met liefde en aanvaarding. Wat sê dit? Alle mense het 'n inherente diepe behoefte aan behoort, om deel te wees van. Nou sê vir my vanoggend ek lief. Enige iemand sê vir my, Dominee, jy jok, ek is nie so nie. Ek wil nie behoort nie, ek is op my eie, ek gee nie om vir die res van die mense nie. Los my net alleen. Ek het nie iemand nodig nie. Enige iemand? Enige hand? Enige iemand wat wil opstaan en 'n statement maak? Ek is nie antagonisties nie, ek sê dit lief. Omdat ek weet, jy wat vanoggend hier sit, ek ook, het 'n diepe behoefte aan behoort. Ek wil deel wees van. Ek wil dit graag vir julle bewys vanuit die teks. Die teks spreek vir homself, is nie my antwoorde nie. En ek gaan dit net oorsigtelik doen. Kyk vinnig. Vers 1 van hoofstuk 10. Voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die, nou moet julle net die woorde merk, die woorde wat ek gaan uitlos. Jy merk daai woorde en dan maak jy jou eie afleiding met betrekking tot daai woord. Wat nie by die deur in die skaapstal. Dink gou aan 'n skaapstal, wat sien jy as 'n skaapstal sien? Jy sien 'n heining en wat sien jy aan die binnekant? En wat gebeur met daai skape? Wat is hulle ding? Hulle behoort aan mekaar. Hulle is deel van dieselfde kudde, net soos die gemeente hier vanoggend. So merk daai woord. Vers 2. Maar hy wat by die deur ingaan is 'n herder van die
Skape. Dankie. Ek sien hier's 'n paar slim mense vanoggend. Skape. Nie net een skaap nie, hoeveel? Nee, ons weet nie hoeveel nie, maar hulle is 'n kudde. So daar's skape. Dit gee vir my die sin van kollektiwiteit. Onthou julle in die ou Suid-Afrikaans, 'n land se wapen het so 'n slagspreuk gehad. Wat het dit gesê? Nee, het nie dit gesê. Ek wil die regte een hê. Ex unitate virus. Eendrag maak mag. In eenheid is krag. En dis waar. En hierso is skape, nie net een skaap nie. Kyk na 'n bok. Bok is anders. Hy kan alleen loop. Nie 'n skaap. Skaap is deel van mekaar. Vers 3. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape. Ek kyk, amper mis ons daai woordjie. Wat kom net voor die skape? Eie. So hier kan julle sien hier's eiendom. Hulle behoort aan die herder. Hulle behoort aan die herder, die skape. Dit is vir my baie mooi, is nie moeilik nie. Vers 4. En wanneer hy sy eie, daar's die woordjie weer, sy eie wat? Skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit. En die julle moet my help. Ek het nie hard gewerk hierdie week nie. Nee, ek het baie hard gewerk, maar ek wil hê julle moet dit self ook sien. En die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Kom ons spring vers 5, ons spring ons na vers 7 toe. Ons sê so kyk. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Ja, baie mooi. Julle raak vinnig slim. Almal wat voor my gekom het, vers 8, is diewe en rowers, maar die skape wat behoort aan die herder wat binne die kudde is. Ja, vriende, hierdie is mooi. Dit is eenvoudige goed. Vers 11. Ek wil net kyk waar is al die antwoorde in hierdie teks. Ek is die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Skape, baie dankie dat julle my help en korrigeer. Vers 12, maar die huurling en hy wat nie herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die. Ok, julle verloor 'n bietjie spoed nou. Moenie spoed verloor nie, is nog vroeg in die diens, is lekker koel buite, geen rede om uit te sak nie. Hy's 'n wolf en hy kom en hy laat die skape staan en vlug en die wolf vang hulle, jaag die skape uit mekaar uit. Baie mooi, vers 13. En die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. En dan vers 15. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. Ok, ons het ons antwoord gekry. Is nie moeilik gewees nie. Ek wil die kinders ook net gewoond maak, as weer skool Woensdag, dat hulle ook gereed is om saam met die onderwyser te werk. So, daar's 'n dubbel rede hoekom ons dit so doen, maar natuurlik ook vir die vriende, laat ons kan sien, ons is deel van mekaar, ons is deel van 'n kudde, ons is deel van die Here se skaap, ons behoort aan hom. Maar ek het 'n vers uitgelos, waar dit daar 'n groter antwoord is, seker die grootste antwoord van die hele teks. En ek weet nie of iemand dit raak gesien het toe ek dit gelees het nie. Dis die heel laaste vers 16. So dit is belangrik dat jou Bybel oop is en oop bly terwyl ek hier voor staan. Vers 16 sê ek het nog ander skape. So, hier is die antwoord. Die heining van hierdie skaapstal is hier waar die 4 mure van ons kerk gebou is. En ons het samesyn met mekaar en ons behoort aan mekaar. Ons is 'n kudde. Maar ons is nie die volle liggaam van Christus. Ek het nog ander skape, sê Jesus, wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister. So, die verbintenis van al die skaapstalle wat aan die Here behoort, gaan oor, hulle is almal een in Christus. En as Christus, die groot opperherder, hulle nie aan mekaar verbind nie, is hulle nie deel van die kudde nie. So die skape kan net hande vat, hier is my punt,
met hulle wat in Christus is, hulle wat deel is van die groot opperherder se kudde. Die skape kan nie skouers skuur en verhoudinge smee met hulle wat van valse kuddes is en van bokke en ander ongediertes nie. Het julle, vervang julle dit? Ek dink julle is slim en ek weet julle verstaan dit. En dan sluit hy er af daar, ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en dit sal wees een kudde, een herder. Daar's net een weg en sy naam is Jesus. Het is my opmerklik vanuit hierdie teks uit dat hierdie opmerking een kudde, een herder knus in die skaduwee lê van vers 10. Vers 10 natuurlik ons drywende begrip om vir ons te leer hoe om te beweeg van oorleef na floreer. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Waar het jy lewe en oorvloed? Buite die kudde of binne die kudde? Antwoord is baie eenvoudig, vriende. Het is nie diep teologie nie, hier is net, krap net aan die bokant. Dis wat floreer is. Dis floreer. Binne die kudde. Daar waar die herder sorg dra vir sy kudde. En nêrens anders nie. Nêrens anders nie. Maar ons mag dalk vra vanoggend, hoekom het die mense hierdie behoefte aan behoort? En dalk 'n opvolgvraag, wat is die voordele daarvan om te behoort aan hierdie kudde? So hoekom hierdie mense hierdie behoefte? Miskien dalk net heel eerste antwoord, eenvoudig, en daarvoor het ook nodig om terug te gaan in die woord van die Here. As jou Bybel nog oop is, dan kan jy geweldig vrymoedigheid neem om saam met my te blaai, reg na die begin, na in Genesis, altyd goeie antwoorde in Genesis, hoofstuk 2, pragtige antwoord van hoekom die mens hierdie behoefte het aan behoort. Hoekom wil ons deel wees van? Hoekom het ons daardie behoefte van samesyn? Genesis 2 vers 18 gee vir ons die antwoord. Verder het die Here God gesê, dis nou toe hy besig is met die skepping. Is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek kon net dit lees. Enige iemand wat vir my sê, ek het nie mense nodig nie. Ek kan die Here by die huis dien. Ek kan die Here dien op die TV en net na die boodskappe kyk. Ek kan. Ek sê vir jou, jy joh, want jy kan nie. Want God het gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. As jy alleen is, as jy alleen stry, as jy alleen stoei, as jy alleen moet staande bly, dan gaan jy nie meer oorleef nie. Jy gaan kwyn en kwyn. Julle kyk na die pragtige plante hier voor. Ek het hulle vanoggend water gegee. Dankie vir die kinders wat van die water aangedraai het in die gietertjie. As ons hulle nie water gee nie, kwyn hulle. Hulle dink hulle is okay. Maar ek beloof julle binne 4 weke is almal van hulle mos dood. En dis wat gebeur met die skaap wat nie binne die kudde is nie. Dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. En so begin die Here by die klein gemeente van die huwelik. En daarna die klein gemeente van die huisgesin. En dan die gemeente van die Here plaaslik. Maar die antwoord is nie klaar nie. Ons vind ook in Genesis 2 vers 20 tot 23, so die mens dan name gegee aan al die vee en al die voëls in die hemel en al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Kan julle daai intense behoefte aan behoort vind daarso en raak sien? Toe die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, dankie Here, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem, die plek daarvan met vleis toegemaak. Manne sê, dankie Jesus. Ja, uitgevang. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het, tot 'n vrou en bring haar na die mens. En kyk hier, toe sê die mens, dis nou eintlik been van my gebeente. Kan julle die behoort sien? Daai geweldige satisfaksie. Ek is nie meer alleen nie.
en vlees van my vlees, sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Die mens, vriende, is nie gemaak om alleen te wees nie. Om die waarheid te sê, ons is sosiale wesens. En party is ekstroverte, ek verstaan dit. Party is introverte, party lê iewers daar in die middel van die kruis, daai hele drama storie. Maar dit maak nie saak nie. Ons almal wil deel wees, ons is sosiale wesens. Nou vra ek die vraag is, wat is die voordeel van samesyn? Wat is die voordeel van om deel te wees van die kudde van die Here, die gemeente? Nou, daar's 'n paar goed wat ek net so vinnig deur gaan hardloop. Ek gaan nie te veel op dit alles inwy nie, maar nietemin, 'n sin van behoort is belangrik vir verskeie redes, waarvan die volgende net 'n paar is. Nommer 1, verstandelike en fisiese gesondheid. Verstandelike en fisiese gesondheid. Nou, 'n sin van behoort kan 'n mens help om spanning te bestuur. As jy onder geweldige druk verkeer en jy het spanning, waar is die plek waar jy ontspan? Binne die groep. En veral die kinders van die Here. Veral hier. Dit help ons om spanning te bestuur. Natuurlik, julle vra waar vraag ander gedragsafwykings, waaroor ek nou nie te veel wil praat nie. Maar om te behoort, daai verstandelike en fisiese gesondheid, dit kan ons ook help om beter hanteringsvaardighede aan te leer en sterker te word in moeilike situasies. En as ek dit sê, dan dink ek dadelik aan ons vriend wat tans nog by Aurora is. En dan kan my nie indink hoe hy sou deurdruk en hoe hy nie gefrustreerd sou wees met sy omstandighede, want hy probeer praat, maar hy kan nie praat nie. Hy wil sy regterarm gebruik, maar hierdie arm wil nie werk nie. Dis 'n frustrasie. En ek vra vir hom, Bjorn, is jy gefrustreerd? En hy sê vir my nee. Hoekom? Want hy is deel van die kudde. En hier binne die kudde het ons deur Jakobus gewerk. En in Jakobus het ons geleer hoe om staande te bly. Ons het vaardighede aangeleer hoe om nie uit te sak onder moeilike omstandighede en versoeking. Waar het hy dit geleer? Binne die gemeente. Maar vriende, ek dink dit is ook nodig dat ons net so 'n bietjie na die keersy ook daarvan kyk. 'n Gebrek aan behoort. En nou wil ek hê jy moet jouself probeer plaas in hierdie prentjie in. Kom ons gestel, jy's nie deel van die gemeente nie. Kom ons gestel, jy's nie op 'n Sondag hier by die kerk nie. Jy is 'n Christen, jy noem jouself so, maar jy dien die Here daar by die huis. Dis net jy alleen. So gebrek aan behoort, jy behoort nie elders nie, jy behoort nie aan die liggaam van Christus aktief nie. Dan kan dit lei tot verstandelike gesondheidstoestande soos, en vergewe my dat ek dit sê vanoggend, maar hierdie is die dinge wat gebeur wanneer jy jouself uitsluit en wegsluit en toesluit en nie fellowship saam met God se kinders en vaardighede aanleer om staande te bly when the going gets tough. Wanneer jy jou afsluit, dan lei dit tot verstandelike gesondheidstoestande soos depressie. En ek dink baie van ons wat hier is vandag ken daai ding en het hom al in die oë gestaar. Dis een van daai goedjies wat hier aan jou hartsnare kom wil wanneer die woord genoem word. Dis amper 'n vloekwoord. Ons wil nie daaroor praat. En ek het nie 'n eenvoudige antwoord, maar ek weet 'n groot deel van die antwoord is samesyn. Liggaam van Christus, kudde. Want daai is 'n lelike ding. Hy vernietig mense. En as jy so staan, sal niemand wat jou kan help nie. Niemand. En as jy hom nog nie gesien het nie, wil ek jou waarsku. Hy is lelik. Hy is baie lelik. Dis 'n monster. Die dief kom net om te slag en te steel en te verwoes. Hy verwoes mense se lewens. En ons leer mekaar nie om staande te bly.
Jou eerste tree is binne die skaapstal. Jou eerste tree. Die tweede en die derde tree is die ander goed. Die eerste tree is binne-in, kom behoort aan die kudde van die Here. Maar wanneer jy nie deel is nie, lei dit ook tot dinge soos angstigheid. Heeltyd benoud, bang te wees, angstig. En die laaste een, nie die minste nie, selfmoord. Weereens, is nou nie goed waaroor Dominee spreek nie. Miskien is dit die fout. Want hier in hierdie teks wat ons hanteer, het Johannes 10 en die Here Jesus, by die herder van die skape, is die goeie herder wat sy lewe aflê, wat sy lewe gee vir die skape, en waarvoor die skape deel is van 'n kudde waarin hulle binne 'n skaapstal toegespan is, en beskik word, waar die herder in die hekkie lê, en die ongediertes buite hou, hierdie ongediertes van depressie, angstigheid en selfmoord. En as jy nie binne is nie, is jy onveilig. Maar ons praat nie oor die goed nie. En ek wonder as ek vanoggend net bold sou wees, om net vinnig almal in die oë te kyk, en vir jou te vra vandag, het jy al ooit daaraan gedink? Jy het nie nodig om jou kop te skud, die antwoord in jou hart. Het jy al ooit daaraan gedink, jouself net van die gras af te maak, maar net jou lewe te maak, het gaan beter wees, en dan gaan jy in elk geval nie meer hier wees nie, as ons mos by die Here, maar jy kan net nie meer nie. Dis die enigste uitweg. Die kudde wat deel is van mekaar, wat behoort aan die goeie herder, versterk mekaar. Hulle bemoedig mekaar, môre voel ek so. Môre voel ek so, en dan bid ons saam daar agter. En dit kom uit in 'n gebed en jy hoor, hierdie ou is nie lekker nie. Dit is op 'n slegte plek. En wat doen jy? Vertel 'n joke na die tyd en ons hardloop en ons lag lekker, hardloop uit, ons lag lekker daaroor. Sien wat jy gaan doen nie, is dit? Sien wat jy gaan doen nie, wat gaan jy doen? Jy gaan jou hand op my skouer kom sit. Jy gaan vir my kom sê, Tian, ek het gehoor in jou gebed, iets is nie lekker nie. Ek bid vir jou, hoor. Kom staan bietjie een kant, kom staan net hier agter, waar die mense nie so wil nie. Ek vir jou bid. En in die week gaan jy nie vergeet van my nie. In die week gaan jy vir my WhatsApp stuur. Jy sê vir my, Tian, hoe gaan dit met jou vandag? Vanoggend weer vir jou gebid. Weet jy wat beteken dit? Vir iemand wat daar op die platoorrand staan, op die kraans, gereed om te spring. Want jy het al daaraan gedink. Maar om deel te wees van die kudde, help ons mekaar. Ons versterk mekaar, ons leer vaardighede aan, ons laat die woord van die Here toe. Want hier is dit wat ons lei. Hier is dit wat ons help. En hier is teorie, julle. Hier is teorie wat ek aflaai. Maar wanneer die kudde by mekaar kom en ons versterk mekaar, dan leer ons hierdie vaardighede. Om staande te bly in hierdie moeilike tyd. Maar 'n sin van behoort het ook 'n uitwerking op jou algemene welstand. Om die waarheid te sê, ek dink dit is die sleutelfaktor tot jou welstand hier in hierdie lewe. Dit word verbind aan lewenstevredenheid, geluk, lang lewe, nuttigheid. Sy deel is van. Ek weet nie, om een of ander rede. Dit is lekker. Lekker om te weet jy behoort. Lekker om te weet iemand like jou. Lekker om te weet iemand gee jou om. Dit is amazing. Ek sien die jong mense, toe ek sê dis jeugvrydag, julle moes gesien toe bewe teen die kerk net nou, toe ek die afkondigings doen. Hoekom? Want oor 2 jaar het hulle geleer om deel te wees van. Jeug is nie net om die kinders besig te hou nie, en julle wat gedink het, ons wil hulle net van die straat afhou, daarom het ons Vrydag 'n program het, is nie dit nie. Same syn, die sin van behoort, so aan ons besig is om te bou.
En natuurlik, daai sin van behoort help ons ook met ons sosiale verbintenisse, om deel te wees van 'n groep, is direk verbind aan sosiale netwerke. As ek vandag vir julle moes verduidelik hoeveel keer ons al byvoorbeeld iemand gehad het sonder werk. Dis net so, toetiks, dan kom die WhatsApps deur een na die ander, dominee. En dis net series wat vlieg, en as jy weer jou oë uitvee, dan het die oue werk. Dis net asemrowend. Dit maak nie saak wat jou behoefte is nie. Onlangs het ons 'n gesinnetjie wat 'n behoefte het aan meublement. Trek in 'n klein huisie in. Hoe lank was dit? Dit was 'n week. Toe het hulle alles wat hulle nodig het. Toe moes ons begin sê, mense, hokkaaies, dis te genoeg. Ons het nie 2 behoeftes nie, ons het net 1 gehad. Sosiale netwerke. Dis wat die gemeente doen. En wanneer dit die kinders van die Here is, dan is daar 'n ander dinamika as om net aan 'n barmhartigheidsbeweging te behoort. Dit is anders hier, daar's 'n dieper koneksie. Want nou het ek nie net 'n meublement afgelaai nie. Nou besef ek hierdie ou kan nie by die kerk kom nie. Hy bly in 'n huisie, ver van die kerk af. Hy het al sy meubels. Maar hoe gaan hy saam met sy nie? En nou besef ek daar's 'n behoefte. Wat doen ek? Julle help my, ons gaan haal hulle, bring hulle kerk. So daai sosiale verbintenis. En dan is daar natuurlik, nie die minste die opvoedkundige voordele en sukses daarvan. Ek wonder of julle enigstens die woorde van die Here Jesus kan onthou in Matteus 28 vers 19. Enige iemand? Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle eerste in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en dan leer hulle. So wat is die voordele van deel wees? Jy trek voordeel uit die lering uit. Jy trek voordeel uit die opvoeding wat daar gebied word, soos vanoggend. En vanoggend is nie maar net nog 'n erediens nie, vriende, daar is teaching, en die teaching is praktykgerig. Dit help ons om vaardighede aan te leer om ons te help in die lewe daar buite. Iemand het iewers aan sy pad gesê, students who feel a sense of belonging in the classroom are more likely to be energized, on task and engaged. En miskien is dit waar die uitdaging van ons gemeente lê. As jy nie voel jy behoort nie, as jy nie voel jy is waardevol nie, dan gaan jy ook nie jou allerbeste gee vir die beweging van die gemeente nie. As dit dalk so is, dat die prediking vanoggend, die teaching, op 'n senuwee geraak het. Ons is vroeg in die jaar, en ek vra so hier en daar vir mense, hoe gaan dit met jou? Is jy reg vir die jaar? En ons almal het vraagtekens. Ons almal het hierdie wonder, is ek reg, is ek nie reg nie? Ons weet nie. Ons wil sê ons is reg, maar toe ek met een van my vriende gesels, ook uit Dominee Willem, en die seën van die Here toewens vir hom verlede week, vir die jaar wat voorlê, toe sê hy vir my, wat is anders vandag as gister? Dis 'n goeie vraag. Wat is 2025 anders as 2024? Want daai senuwee hier oor jou hart, as daai senuwee vanoggend beweeg, dan wil ek by jou pleit. Moenie wegstaan nie. Staan nader. Raak deel, hier is 1001 goed binne in hierdie kerk, wat jou kan laat voel, ek is deel, ek is waardevol. As jy nie weet waar nie, kom praat met my. Jou plek vind, jou plek wys, ons het 1000 goed. Ek weet nie wie van u vriende, ek gaan afsluit met dit, hierdie boekies al gelees het nie, dis die boekies wat Richard Wurmbrand geskryf het, is daai tye toe die kommunisme hoogtyd gevoer het in Rusland, in Oostbloklande. Sy eerste boekie is vir Christus gemartel. Die ander enetjie, sy titel is As dit Christus was, sou jy jou kombers aan hom gee. En dan praat hy van die mense wat hulle martel. Die mense wat hulle folter tot op die uiterstes van die uiterstes. My hart raak eintlik seer as ek net kyk na die prentjie voor op hierdie boekie. Richard Wurmbrand, sy vrou en sy seun.
En die dinge waardeur hierdie mense is, die dinge wat met hulle gedoen is, die dinge wat met hulle gebeur het, die jare en jare en jare weg van sy vrou en sy seun in die tronk, waar hulle gemartel word, onuitspreeklike dinge wat 'n mens nie eers in die openbaar kan noem nie, waar dit voel daar is geen hoop meer oor nie, is daar net een ding wat hulle vasgehou het. Is daar net een ding wat hulle deurgedra het. Ja, dis hulle geloof in die Here Jesus. Maar dis die gebede van die gelowiges wêreldwyd wat vir hulle gebid het. Ek weet nie wie van julle al in die Kaap was nie, daar by die ou fort, Kaapstad. Baie interessante gebou, maar daar so een kamertjie. Ek weet nie of jy daar binne was nie, waar hulle die gevangenes weggesteek het. Die erge ouens. Dis donker, word toegemaak, is nie 'n lig. Kan nie jou hand voor jou gesig sien nie. Ek was al daar binne. Hulle hou daarvan om die kinders in te vat, en die deur toe te maak en die lig af te sit. As die kinders vir 'n skooltoer gaan. Dis verskriklik. Dis verskriklik. En dis nie die ergste. Die dinge waardeur Richard en sy huisgesin moes gaan, vriende, is onmenslik. Maar hulle is deur. Hoekom? Want Christus was hulle hoop. Die gemeente, hulle kudde. Jy kan nie staande bly as jy deel is van die kudde. Daarom vra ek jou, soos ek die laaste paar Sondae vra, stel jouself bloot, jy sê maar ek is 'n privaat mens, dan gaan jy 'n bietjie uit jou boks moet uitkom. Dan kom skuur skouers met die mense wat langs jou staan. En jy gaan agterkom, die Here jou optel en versterk en krag gee om staande te bly, want the worst is yet to come. Ons het dit lekker. Die ergste kom. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank U vanoggend dat ons hierdie woord tot ons beskikking gehad het, waar U gesê het ek nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie, ek moet hulle ook lei, hulle sal na my stem luister. En dit sal wees een kudde, een herder. Here, ons as gemeente bely vandag in U teenwoordigheid, ons het mekaar nodig. Ons kan nie hierdie stryd stry terwyl ons alleen staan nie. Daarom bid ek dat U ons sal bewaar, Here, want die stryd raak al erger elke dag daar buite. En wat interessant is, waaroor ek en Ronel ook onlangs weer gesels het, hierdie nuwe bewegings wat binne die kerk inkom met allerhande name, dis so naby aan die waarheid, dis so naby aan dit wat ons aan gewoond is binne die kerk, maar dis valse godsdienste en doctrines of demons. Om te dink dat jy die Here kan dien, maar nog steeds 'n goddelose lewe kan leef in die privaat. Om te dink dat jy jouself 'n Christen kan noem, maar nog steeds nie breek met jou ou mens nie. En hierdie dinge word aanvaarbaar binne die kerk. Dit raak amper 'n norm. En daarom wil ek bid, o Heilige Vader, in die naam van Jesus, dat ons na U stem sal luister en dat ons onsself sal onderwerp aan die kudde waarvan U die groot opperherder is. En dat ons in die kudde sal inkom en sal toelaat dat U ons beskerm, dat ons veilig kan wees teen die ongediertes wat dreig om te skeur en te verskeer en te verniel en te vernietig. Vader, in die naam van Jesus, beskerm ons terwyl ons binne die skaapstal bly. Lei U ons dan na groen weivelde. Lei U ons dan na waters waar daar vrede is. En bring ons weer terug na die veilige plek in U skaduwee. Vader, ons bid dit in Jesus se naam, in afhanklikheid van U groot genade. Amen.